Tanya, ek wil baie graag 'n reeks oor bosluise begin, want ek dink daar is algemene inligting wat ons vir ons boere moet uitgee, wat in baie moeilike omstandighede deesdae boer. En hierdie inligting en hierdie kennis is om hulle te help om bosluise uiteindelik beter te kan bestuur. Ek wil die verskillende groepe bosluise wat daar is individueel bespreek. So van die praatjies gaan kort wees, maar ek dink dit is algemene inligting, want ons wat in die weermag was, het een ding geleer, en dit is, as jy jou vyand wil verslaan, dan moet jy jou vyand se sterkpunte en sy swakpunte ken. En vele boere ken nie hulle vyand, wat natuurlik bosluise is, sy sterkpunte of sy swakpunte nie, want om hom te verslaan moet jy beide van hierdie twee faktore baie goed verstaan. En Prof. Ivan Horak het altyd vir ons gesê, in elke kursus wat hy aangebied het, het hy gesê, ken jou plaas, ken jou vyand. Kan ons begin deur met algemene inligting, sodat boere die kompleksiteit van bosluise in 'n breër perspektief net kan verstaan. Daar is wêreldwyd in verskillende literatuur, so wat 900 en ander literatuur sê 960, ander gee 'n bietjie meer, bosluisspesies ter wêreld geklassifiseer. In Suid-Afrika alleen kom hier so wat 80, min of meer, spesies voor, en van hierdie spesies is net enkele spesies eintlik van ekonomiese belang. En ons gaan dit verduidelik onder 1 gasheer, 2 gasheer en 3 gasheer bosluise. En die bosluise wat van geen ekonomiese belang is, met ander woorde, hulle lewe in simbiose met hulle gasheere, gaan ons net waar nodig is van hulle noem. En dan is dit belangrik dat boere daai bosluise eintlik moet uitlos. En een van hierdie bosluisspesies is natuurlik die skilpadbosluis, wat lyk soos die hartwaterbosluis. Hierdie bosluis is 'n spesies-spesifieke bosluis. Hy kom net op skilpaaie voor, hy wil net op 'n skilpad teer en parasiteer, en hulle lewe eintlik baie nou saam met mekaar. Want hierdie bosluis by die skilpad, en dit stimuleer die skilpad se immuunstelsel, en wanneer die immuunstelsel geaktiveer is, dan kan die skilpad 'n horde ander bakteriese siektes en goeters kan hy ook oorkom. En die bosluis wil nie regtig enige iemand anders skade doen nie. En wat baie mense dan nou doen, dan wil hulle die skilpad dip, en dan vergeet hulle dat 'n bosluis en 'n skilpad is beide koudbloedige diere, en die dipstowwe en die gifstowwe wat hulle gebruik, maak koudbloedige diere dood. So, jy moet eintlik maar die bosluise wat jy op 'n skilpad kry, met jy doodste los. Maar daar's baie spesies wat net op 'n spesifieke dier voorkom. Hy dien hom geen skade nie, hy lewe in simbiose met hom. Die vraag is, hoekom is bosluise daar? Daar's literatuur wat sê dat bosluise so wat 400 miljoen jaar gelede ontwikkel het, en ander literatuur sê die meer bekende bosluise is so wat 1 miljoen jaar al in die samelewing wat hulle 'n bepaalde funksie voltooi. En die vraag is, hoekom is bosluise daar? Bosluise trek natuurlike grense vir die mens, en bosluise haal swak diere uit die stelsel uit, sodat roofdiere hulle kan uithaal. Bosluise sal ook ou diere uithaal. Bosluise speel 'n belangrike rol om 'n dier se immuunstelsel te aktiveer wanneer hy hom byt. En onlangs het ons 'n verskriklike kunsmatige boom gehad in Suid-Afrika, waar daar met genetiese swak wildspesies en kleurspesies het sakemanne betrokke geraak, en hulle die hele wildbedryf baie seer gemaak en baie duur gemaak, en onnodig was daar inteling, en daar was groot foute daar. En daai borrel het ook gebars, en uiteindelik sit die edelboere daar, en hulle sit met hulle spesies nou wat enkele jare terug honderde duisende rande gekos het, en hy kry dit skaars verkoop nou om te jag. Maar terug by bosluise, baie diere hoort nie in plekke wat die mense hulle wil inplaas nie. 'n Springbok in die Kalahari en 'n gemsbok in die Kalahari hoort nie in die bosveld nie, en hier in die bosveld sal hulle vrek van hartwater, en ons gaan baie mooi praat oor hartwater. Hulle hoort net nie hier nie, maar die mens wil hom hier hê,
en dan probeer die mense om hier aanpas en dan ly daai dier ontsettend skade. Die tweede ding is daai dier het geen weerstand teen die speeksel van 'n bosluis of die hartwaterorganisme of ander organismes wat ander bosluis spesies ook in 'n dier kan oordra nie. So binne in die natuur trek bosluise vir die mens grense en hulle gaan vir altyd en ewig daarteen beklei. Die mense het miljarde dollar se gifstowwe al agter bosluise aangegooi om dit te beheer en hy het uiteindelik die stryd verloor. Daar's meer bosluise vandag as vir haar ooit was met al daai miljarde dollar se dipstowwe agter hulle aangegooi en bosluise het nog alles wat die mens na hom toe gegooi het hy oorkom en hy het homself weerstandig daarteen selekteer. En die mense het nog steeds probeer om diere oor grense aan te pas met 'n groot gesukkel en tot groot lyding van daai diere. Wat is die doel dan van bosluise? Bosluise in die natuur, ek het genoem dat hulle die swakdiere uithaal, genetiese swakdiere uithaal en aan roofdiere beskikbaar stel. Sy groot doel is om diere geneties fiks te maak, dat jy die sterker diere daar het. So wanneer jy dan bosluise in die natuur wil beheer, moet jy onthou dat hulle 'n bepaalde rol speel. En dit is vir jou baie beter en baie belangriker om saam met bosluise in die natuur te boer as wat jy teen bosluise boer, want jy gaan net verloor. In bosluisstudies, ons noem dit die allele-faktor, en dit beteken dat daar bosluise is in alle groepe wat net nie doodgemaak gaan word deur enige gifstof wat die mens na hom toe gee nie, en dan selekteer hy homself teen daai gifstof weerstandig en hy teel aan en hy teel aan en as jy weer oor 2, 3, 4 jaar sien, dan het jy groepe weerstandige bosluise wat elke keer as jy gif op hom gooi, dan lewe hy in lalaland, want hy geniet dit verskriklik, want jy het met onkunde, toe jy nie met kundigheid en met kennis en met goeie inligting 'n bosluisbeheerprogram toegepas het op jou plaas, en ag geneem dat daar 'n faktor is soos die allele-faktor, waar daar groepe bosluise is wat nie teen enige gifstof wat daar op die plaas teen hom gegooi word, gaan reageer nie, en hy gaan aanteel, hy gaan genetiese bosluise vind wat ook die allele-faktor in hom het, en dan teel jy met ander woorde hierdie bosluise op jou plaas aan. So bosluisbeheer is 'n kundige storie wat jy nie met koöperasie specials moet doen in gifstowwe nie, en wat jy nie onkundig moet doen nie, en wat jy met baie goeie inligting doen. En weer eens, as ons die praatjie dan nou net kan afsluit, weer eens wat Prof Horak gesê het, ken jou plaas, ken jou vyand. En as jy nie jou vyand se sterkpunte en sy swakpunte en sy karaktereienskappe ken nie, gaan jy nooit hierdie bosluis oorwin nie.